Ek lees graag vir ons twee verse uit Eksodus 17, vers 8 en 9. Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Raphidim te veg. En Moses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. Dis seker goed om nie hierdie gebeure vir ons opgeteken in die woord vinnig oor te lees nie. En wanneer ons dit bidend lees en bepeins, sal ons moed stilstaan by die jong generaal, Joshua. Amalek was nie by Raphidim vir 'n vriendskaplike wedstryd nie. Ervare, gesoute en wrede, hardebaard soldate teen die jong, onervare Joshua en sy manne. Hulle was vir die meeste van hulle eie lewe vakmanne, slawe, wat net konflik deur die punt van die Egiptiese slawedrywers se swepe in een rigting geken het. Nou moet hulle oorlog voer, aangevoer deur 'n jong man, 'n eerste groot eksamen in die skool van die lewe. 'n Studie van Joshua se lewe sal enige Bybelstudent se lewe verryk. Hy was stil, pligsgetrou, gedissiplineerd en natuurlik godsvreesend. Ek onthou, ek het eenmaal by 'n baie kosbare emeritus predikant in Nylstroom ingeloer vir koffie. Met die oopmaak van die voordeur het ek agtergekom hy swak en uit asem. Maar terwyl hy hyg na sy asem, al leunend op sy kierie, het hy vir my gesê dat hy besig is met 'n boodskap. Sy tema was, toe Joshua geval het Jerigo geval. Hy het natuurlik verwys na 'n gedeelte lank na ons geleese teks. In Joshua 5 vers 13 tot 14 lees ons, en terwyl Joshua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Wat 'n wonderlike gesindheid van ootmoed, buig in die stof voor die Here en absolute gewilligheid. Hierdie eienskappe in Joshua het van hom 'n ware leier gemaak. Kort daarna het Jerigo ook geval. Oor die jare het hy Moses die sagmoedige dopgehou. Dalk het hy daar die eienskappe van die Here afgebid, omdat hy dit in Moses gesien het. Moses se wandel met God en toetree tot God se teenwoordigheid op Sinai sou enige iemand se hart laat steier het, veral vir die jong man wat dit van nader aanskou het as enige iemand anderster. Moses se voorbeeld het 'n onuitwisbare indruk op hierdie jong man gelos. Maar in ons geleese teks is Joshua nog nie op daardie geestelike plek nie. Hy is jonk in die skool van God. En terwyl Amalek se swaarde geslyp word, gaan Moses hastig na die top van die heuwel. Hy kon seker maklik gedink het om te help veg is die beste. Ekstra mannekrag is vir meeste instinktief die eerste prys. Maar Moses het vinnig in eerste gegaan om vir Joshua en die manne te bid. Soos jy na my luister vanoggend, gaan nie nou pragtige kinders by die skool aflaai. Moenie nalat om vir hulle te bid nie. Die geestelike geveg om ons is geweldig. Die vyand spaar nie die jong Joshua's nie. Hier by Raphidim het die Amalekiete waarskynlik juis onder mekaar gepraat oor hulle seker oorwinning oor die jong generaal. Die oorwinning gaan maklik wees. En dalk dink die sielevyand dit van ons kinders, ook as hy sien niemand bid vir hulle nie. Ons lees in verse 10 tot 12 van ons geleese teks, en Joshua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim, en telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die een ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder.
Gebed vir die jong Afrikaner geslag is nie net ons voorreg nie, dit is ons plig. Wanneer Moses se hande gesak het, was die agteruitgang duidelik sigbaar, en daarom dat Aaron en Hur ingespring het om te help, en skielik was die bid hier 200% voller. Ons lees ook dat gebed harde werk is, tydsame werk, geduldige werk, tot sononder, maar dit is ook vrugbare werk. Die Here het jong Joshua's aan ons as volk toevertrou. Mag daar gesê word van ons, soos die 13de vers van hierdie geveg by Raphidim getuig, en Joshua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring. Kom ons moedig ons jong mense aan om soos Joshua moedig toe te tree tot die geveg. Kom ons dank die Here as ons kinders die Here dien, maar terwyl hulle kosbaar is, kom ons bid vir hulle met al die erns in ons harte. Die stryd waarin Joshua is nie maklik nie. Amen. Kom ons bid net saam. Dierbare Here, baie dankie vir die jong lewe van Joshua. Ag, hoe begeer ons dit vir al ons kinders, dat hulle U sal dien. Maar ag Here, ons besef ook dat hulle in 'n geveg is, net soos Joshua was daai dag. Daar is 'n sielevyand wat begeer om hulle te laat potjie en struikel, en sy sla en sy messteke en sy swaardsteke toe te dien. Maar ag Here, kan ons vanoggend kom vra dat U vir ons in ons harte sal opwek om vir die jong Afrikaner geslag van ons volk te bid, met al die erns in ons harte. Dankie vir die voorbeeld van daardie geveg by Raphidim. Ons hou ons hande omhoog, hoor ons gebed, Here, ons bid vir hierdie geslag in Jesus se naam. Amen.